Hartlik goeiemôre liewe vriende in ons Here Jesus Christus. Welkom by die oggendoordenkings van Uit die Woord Digitaal. Soos ouer gewoonte is dit vir my heerlik om vir jou te groet in die naam van Jesus Christus, ons getroue verlosser en saligmaker. Baie dankie dat jy vanmôre by ons inskakel. Ek is Dominee Adrian Swart. Ons is nog besig met ons reeks uit die brief van 1 Johannes en vanmôre gaan ons saam lees 1 Johannes hoofstuk 5 vers 10 tot 13. Ek is Dominee Adrian Swart. Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Wie God nie glo nie, maak hom tot leienaar, omdat hy nie die getuienis glo wat God oor sy Seun gelewer het nie. En die getuienis behels dit: God het ons die ewige lewe gegee, en die lewe is deur sy Seun. Wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Broeder en suster, Johannes het 'n wonderlike pad saam met ons geloop tot dusver in hierdie brief. En hy rus kinders van die Here toe, sodat hulle geloofslewe tot eer van die Here kan wees en dat hulle opgebou kan wees in die geloof. In vanoggend se gedeelte kom Johannes en hy skryf vir ons baie duidelike waarhede oor hoe om gered te word. Hy sê in vers 10: Wie in die Seun van God glo, besit die getuienis in sy hart. Watter getuienis is dit? Dit is die getuienis: God het die ewige lewe gegee en die lewe is deur sy Seun. Daar is so baie mense wat sê dat hulle Christene is, maar wanneer jy vir hulle vra, gaan jy hemel toe, dan twyfel hulle. Of hulle sê, ek hoop so, ek sal maar sien as ek eendag daar kom. Maar so moet dit nie wees in kinders van die Here se lewe nie. Vers 12 sê, wie die Seun het, het die lewe. Wie nie die Seun van God het nie, het ook nie die lewe nie. En dan vers 13, hierdie brief skrywe ek vir julle, sê Johannes, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het, julle wat in die Seun van God glo. Die ewige lewe of die hemel is nie iets waaroor ons hoef te wonder of ons dit gaan ontvang nie. Ons kan weet ons gaan dit kry as ons in Jesus Christus glo. Dit is 'n sekerheid. Wie die Seun het, het die lewe. En terwyl ons nog hier op aarde is en op pad is na die ewige lewe, moet ons natuurlik alles vir die Here doen en tot sy eer lewe. Ons weet ons is reeds burgers van die ewige hemelse koninkryk en ons sien uit om by God te wees in daardie dag. Jy as Christen hoef nie te wonder of jy eendag hemel toe gaan nie. Jy kan dit nou reeds weet. Dit is 'n sekerheid. Hierdie brief skrywe ek vir julle, sê Johannes, sodat julle kan weet dat julle die ewige lewe het. Julle wat in die Seun van God glo. Kom ons dank die Here vir hierdie wonderlike sekerheid ook vandag. Kom ons gaan lewe vandag as hemelse burgers van God se hemelse koninkryk. En ons sien uit na die ewige lewe. En mag die Here jou hande arbeid vandag seën, dat jou werke hom sal verheerlik en jy elke dag tot sy eer kan lewe. Kom ons bid saam. Hemelse Vader, ons prys u groote naam vanmôre en ons dank u, aanbid u en eer u vir wie u is. Dankie vir u woord, wat die lig vir ons pad en die lamp aan ons voet is. U woord is die waarheid. U bevestig dit in ons harte deur die Heilige Gees. Vandag wil ons vir u sê, ons glo van harte in u, o Here. Dankie vir die sekerheid van die ewige lewe. Ons prys u ook vir soveel seëninge wat u uit genade aan ons gee. Gee vandag vir ons die krag om gehoorsaam aan u te wees en getrou dienswerk te doen in u koninkryk. Vul ons harte met u liefde en met u vrede. En baie dankie dat u ons nooit in die steek sal laat nie. In Jesus Christus se naam bid ons dit. Amen. Dankie vriende, 'n geseënde dag.